Miskien moet ek dan ook maar begin deur te sê, ek was gevra om krities te kyk en te luister en te reageer. My kritiek is nie oor ek teen die besluit is nie, maar ook nie oor ek 'n voorstander daarvan is nie. Dit maak dit nog 'n hele end moeiliker om te praat. Meeste van die tyd word mense nou van twee kante afgeslaan, omdat mense dink jy's 'n draadsitter. Ek dink mens moet doelbewus so kies en daarom sal ek 'n paar opmerkings in die verband maak. Die teologie, die Bybel, dogmatiek in die besonder, ken die twee lyne van partikularisme en universalisme. Partikularisme is die soort denkwyse wat ons het, wat werk met mense is uitverkies en sommige kan selfs verbygegaan word. Die denke, saam met 'n klompie ander dinge, het gemaak dat ons uiteindelik geland het in die apartheidsteologie en hoe daaroor gedink is, diskriminasie en die soort van goed is maklik oorgegaan. En daarom is niemand eintlik gemaklik om nog bietjie oor partikularisme te praat nie. Universalisme aan die ander kant is die soort denkrigting wat uiteindelik maak dat mense ingesluit moet word, inklusief, as jy byvoorbeeld aan die onderwys dink, en om teen die denke te praat is amper so goed soos om teen demokrasie vandag te praat. Dit is die inding, almal aanvaar dit, en om dan 'n vraag daaroor te hê is min of meer iets wat aan die onsinnigheid grens. Die ongemak wat ek wel het, is dat ek dink, omdat ons hande gebrand het met die denke vanuit die partikularisme, en omdat dit vandag die mode wêreldwyd is, hier rondom die 1800s het dit al wêreldwyd, dink ek, begin draai, om na die universalistiese kant toe oor te hel, dat die gevaar wat tog vir my deurskemer, is dat soos wat daar vroeër na die een kant toe afgeklim is, daar nou die versoeking is, dat daar na die ander kant toe kan afgeklim word. Dat is nie 'n fout om inklusief te wees nie. Die versoeking is om een van die twee te beklemtoon. En as ek die dogmatiek reg verstaan, die Bybel reg verstaan, dan lyk dit vir my is die uitdaging vir die kerk om beide vasgehou te kry. En dan word dit baie moeiliker om net oor inklusiwiteit te praat. Dan lyk dit vir my, word dit tog nodig dat 'n mens ook moet sê, dit is nie onvoorwaardelik of ongekwalifiseerd nie. Ek het die indruk dat wanneer die Bybel gebruik word, en niemand van ons kan in ons eie oë kyk nie, daarom het ons almal iemand anders nodig om ons oë in te kyk, ek ook, maar ek dink almal van ons lees die Bybel met, en dit is vanoggend al 'n hele klomp kere gesê, met 'n soort verstaansraamwerk. En ons is nie altyd so bewus, dink ek, van wat ons doen nie, en ek sê, ek self ook, daarom sukkel ek dan nou tog wel 'n bietjie. Maar byvoorbeeld, die keuse van teksgedeeltes of verhale in die Bybel is mos nou nie neutraal nie. Om te wandel in die woord is nie 'n onskuldige handeling nie. Mens kan natuurlik jou tekste so kies dat jy kry wat jy wil hê. Al gee jy daarvoor om eerlik te wees. By die synode byvoorbeeld is die Rut-verhaal gelees. Daar was die skerpunt gewees dat wanneer 'n mens voor mense staan in nood en jy kyk hulle in die oë, dan moet die wet
versag word. Ek het gedog dit was 'n goeie preek en dit moet definitief deel van die gesprek bly. My vraag is egter of dit al verhaal is wat mens kan lees. So 2 weke na die synode was die Job verhaal, die laaste hoofstuk van Job, meen ek, die fokusteks van die dag. En as 'n mens die Job verhaal lees, dan sien 'n mens dat daar tog ander vrae na vore kom. Job was iemand wat geweldig gelei het, wat swaar gekry het, wat onregverdig behandel was en so meer. En aan die einde van die verhaal, dan hoor ons dat Job se vriende en familie vir hom geskenke bring om hom te troos, omdat God die rampe oor hom gebring het. Ons sal waarskynlik vandag ongemaklik wees om te sê dit is so. As 'n mens dan die Job verhaal as 'n soort metafoor gebruik en dink aan lyding en sulke soort van dinge, dan is die alternatief dat dit Satan was of die duiwel wat dit doen. As 'n mens na die Job verhaal gaan kyk, dan sien 'n mens dit was nie eintlik die Here wat dit gedoen het nie. Dit was inderdaad Satan. En as 'n mens nou vandag vra, mense wat swaar kry vandag, kom hulle lyding van God of kom dit van die duiwel? Dan sal ons waarskynlik nog meer ongemaklik wees. Wat die saak nog verder kompliseer, is dat God dit toegelaat het. En nou moet ons nog die toelatende wil ook ter sprake bring. En daarmee wil ek eintlik maar net sê, die saak is nog nooit opgelos nie, want die teodisie vraagstuk is nog al die pad by ons. En daar moet 'n mens, dink ek persoonlik, huiwerig wees om sonder meer gou na 'n kant toe te kies. Ek maak 'n laaste opmerkingie. Ek het tog ook 'n idee dat wanneer ons met die teksgedeeltes omgaan, dit nie altyd ewe konsekwent gedoen word nie. Dit is inderdaad so dat die mense wat teen die besluit van die synode gekant is, uiters inkonsekwent met die Bybel omgaan. My vraag is egter of die aan die ander kant dit nie ook doen nie. Ek gebruik 'n voorbeeld en daarmee wil ek nie enigsins iemand kaap vir my standpunt nie. As 'n mens byvoorbeeld na die Levitikus gebeure kyk, dan is dit so dat meeste van die kommentare sê, mens kan nie daai teks gebruik met ons verstaan van homoseksualiteit, dat dit so sê nie. En daarmee is die saak van die tafel af. As 'n mens ook na ander eksegete kyk, ook van die universiteit, en daarom wil ek nie die name noem nie, want ek wil nie die persoon kaap vir my siening nie, dan sê die betrokke persoon oor die Levitikus teksgedeeltes, dit gaan nie oor homoseksualiteit soos ons dit vandag verstaan nie. En seksuele dade tussen mans is altyd negatief beoordeel. Die laasgedeelte, genoemde gedeelte, is 'n ongemaklike gedeelte, vir my ook. Ek sou verkies het dat dit nie so moes wees nie. Maar ek het tog 'n idee, terwille van regverdigheid en billikheid, moet dit nie van die tafel verdwyn nie. Want dan is ons nie regtig eerlik, dink ek nie. En ek dink nie ons help die kerk en mekaar in die saak nie. Wat my aanbetref, is dit 'n uiters komplekse saak, wat nie sonder meer maklik opgelos kan word nie. Daarom sou ek met baie van wat vanoggend gesê kon word, akkoord kon gaan en sê, dit moet op die tafel wees, en ons moet dit ernstig neem, en ons moet mense in die oë kyk, en ons moet, soos Augustinus, meen ek, gesê het, nie net vir mense leer wat staan in die Bybel nie, maar mense moet ook vir mense leer hoe om die Bybel te lees. En hy het gesê, meen ek, dat 'n mens lees die Bybel die beste as 'n mens die evangelie van liefde daarin ontdek. Maar broers en susters, skus, in die gemeente, sê ek so, almal eis liefde op vir hulle standpunt.
En as ek die Bybel kyk, dan lyk liefde nie net eenders nie. Liefde kan soms baie verskillende gestaltes inneem. En daarom dink ek, ons moet nie sonder meer net een siening probeer vashou nie. Ek dink dit is regtig die uitdaging van die kerk om al die kompleksiteite bymekaar te hou en saam met mekaar op pad te gaan.